Right, ons is hierso by Vent op Nampo 2026. Nee, dan sit hulle 'n keppie op my kop. Nee, kyk hierso. Diesel Ross tractor, nee. Geen klou wat dit beteken nie. Okay, Frans gaan my 'n bietjie meer vertel van dit. 1950. Is jy daar agterom, nee? Is 'n momentum planter gehaak, nee. Naartoe gaan ons bietjie daai net deurtrek. Kom ons luister en dan kan Frans ons bietjie meer vertel, nee. Hoe werk hierdie besigheid? Frans, hoe lyk dit? Lekker Choopie daar by jou kant. Nee, wat, die dinge hardloop. Welkom by Nampo 2026. Dankie. Nee. Hy's bietjie nat en ons het modderflippers nodig, maar Wel, julle ons het is hier. tenminste waar jou nie. Hy Ja. was dan nie oor nat nie. Nee. weet jy ja, so ons het al deur die jare soveel gepraat oor die 1050, jy weet dis my ou boet. Daar's 'n nuwe generasie gelons op Agritechnica laas jaar 2025, genoem die 1050. Skus julle. Ja. 1020. Yes. Jy moet net eens die somme reg kry, nee. Dis 'n 1020 met 'n boost funksie na 1050 toe. Basies maar dieselfde trekker, bietjie 'n nuwe vooras en sulke goed. Ons gaan hom launch verder in die jaar. So baie opgewonde oor hom. Hy het nou Choopie het nou gewys van die Vario Ross. Ja. Dis Die kenteken is 'n perd. ja, So die die geskiedenis perd en die perd. Want wat is 'n diesel Ross dan? diesel Ross beteken regtig diesel perd. Ja. Wat? Hey, as ek Duits net 'n bietjie dink, Ja, nee, ja. Ross en perd. Ja. Ja, dan gaan ons. Okay. So die agter dit maar is 1930 het daar perde siekte uitgebreek by die Vent familie. Hulle kon nie ploeg nie, toe sê die pa maar julle bou 'n gedoentetjie, ons gaan ploeg. En toe bou hulle die diesel Ross of die diesel perd of Ja. Ross en dit is maar die oorsprong van waar hy van begin het. Vent waar hy vandaan kom. Die eerste ene staan in die fabriek in Maktoberdorp, is eintlik 'n lelike dingetjie. Ekskuus om dit te Ja, sê. wel, maar het is- Maar hy daai tyd het hy 6 perde krag gehad. Dit was awesome om 6 Maar dan perde moes se hulle werk hom te diesel doen. Rosses genoem. Ja. So dit is maar die geskiedenis rondom dit. Luister net maar, hier's 'n interessante ding. Dis nou perde siek geweest, hulle het nie perde gehad nie. Maar jy weet ons sit amper weer in sulke tye waar dis nou wild daar buitekant. Dis rof. Ek dink sommer net aan die Tweede Wêreldoorlog storie waar hulle moes hulle met parafin of iets ook maak werk het. Ek kan nie onthou presies In nie. die Ventfabriek langs die diesel Ross staan 'n trekker wat met houtstompe gooi jy in. Houtstompe, dit was die ding Gooi jy in geweest. omdat daar nie brandstof met die Tweede Wêreldoorlog beskikbaar was nie. Hulle het oor die 18000 van daai houtstomptrekkers gebou. Die ding lyk weird in die middel van die bonnet. Dit lyk soos 'n pressure cooker, noem dit nou maar so, wat jy die stompe ingooi en aan die brand steek en daai gas wat hy afgee as hy smeel, dit het die ontbranding veroorsaak. Daar was tot karre wat so gery het. Jy weet nee, ek kom nou net van 'n ding af waar by Jan Smeer, nê, wat hulle 'n kiel net, nê? En dan retort die ding. Hy het nou net vandag, jy praat nou van Ja, dit, ja. ek het vandag skool gekry. Ek het skool geloop oor hierdie storie vandag, nê. Want dan retort hy daai gasse en dit is basically dan wat hy neem ek ontbrand. aan wat hulle dan nou gebruik Ja. het om hom net dit in 'n Ja. piston in te sit. Dit was nie regtig effektief nie. Jy het 12 kilogram hout nodig gehad om 12 horsepower te genereer. Jy het 'n boom, jy het nie 'n perd nie en jy het 'n stuk yster Ja. en jy kan ten minste ploeg. En jy weet, Duitsland met die Black Forest bome is daar. Dis nie soos hier by ons nie, daar is bome. Nou, hier waar ons nou sit, nee, soos ek verstaan van 'n paar boere gepraat al, dieselverbruik is amper die heel, die Vario is awesome en al daai Ja. goeters, nê, maar die dieselverbruik is amper die heel eerste rede wat net finansiëel sin maak. ja. En ek dink nou amper 2 keer soveel. Ja, maar die oorlog in die Midde-Ooste is dit maar 'n redelike nagmerrie. Almal weet wat kos diesel. Die groot geheim, ons het dit al hanteer, maximum engine revs 1700. Die Vario drive is die wêreld se enigste transmissie waar die engine sê hoeveel kilowatt om te genereer. So dit is maar waar die dieselbesparing kom. Dit is ook 'n konsep wat 20 jaar terug kom. Die Duitsers het gesê ons moet minder diesel gebruik. Ons kan nie vlakke rip nie. Ons kan nie minder kunsmis gee nie. Ons kan nie minder saadplant nie, maar dit als beïnvloed die opbrengs. Ons moet dieselfde opbrengs genereer met minder diesel en dis waar die ouetjies gebore is. Ek het nou een ander vraag, nê. Hoekom lyk dit of julle nou die screen daarso uit
dat die big screen kan weggaan daarbo. Ja, hy's halfpad ingedruk nou. As jy hom nie gebruik nie, druk jy hom so in. Ja. Maar vir meer visie na daai kant toe. En dan as jy hom druk en dan kom hy af, dan is dit Het ek het reg gekry om te draai. Kan jy dit glo? Right. En dan dit is maar die skerm wat eintlik gebruik word vir my Isobus implemente. Dis op al die trekkers, behalwe die trekkers. Hulle gaan so oor 2 jaar as hulle ook met Vent 1 toegerus. Daaroor is ek net so opgewonde. En dan hier agter gaan Nardo vir ons vertel. Jy weet nee, want dis nou jy praat net van die implemente en die goed, nee. Sê eendag gaan ek 3 mics hê. Dan gaan ons lekker double team hierso. Eendag sal jou tegnologie so gevorderd wees soos ons in. Ja, van die tye. Nardo, like die dinge. Nee, altyd goed en daar by jou. Nee, dinge loop. Nou kyk nou ons gaan hierdie vent nou nee van agter af vorentoe moet vat, nee, want anderster gaan ons die hele tyd in die son in. Ja, dit is nou jy bietjie laat hier opgedag, maar ons druk hom deur. So ja, so ek sê môreoggend heel eerste kom doen, hoor. Fantasties. Ja. Sê gou 'n bietjie vir my Vent Momentum. My eerste vraag is: gaan nou regtig plek vir nog 'n planter in die mark? Nee, maar hierdie is nie net nog 'n planter nie. Dit is waar die verskil inkom. So die Okay. Vent Momentum, dis lekker om uiteindelik iets agter 'n Vent trekker op Nampo te hê. Ja, 'n vent agter 'n vent. 'n Vent agter 'n Vent en die masjien, hierdie spesifieke een, het nou al 2 seisoene geplant. Hy's onder evaluasie op die oomblik. Hy gaan sy 3de seisoen nou doen en dan hoop ons as al die toetse aanhou goed gaan soos dit nou gaan, Yes. dan gaan ons teen 2027 in volproduksie begin ingaan. So dis iets om na uit te sien. Nou help my gou reg hierso. Julle het seker gemaak dat die ding eers reg werk. Ek neem aan dit het 'n bietjie uitdagings gehad en daar's mos nou niks wat net smooth loop van dag 1 af nie. Ja, nee. verbasend min. So die spesifieke konsep wat ons het is die tandplanter. Hy kom uit Suid-Amerika uit. Yes. Omdat hulle kondisies baie meer in lyn is met ons sinne. So dit is iets wat al daar reeds goed beproef is. So ons het eers laat hulle die kat mooi die boom uitkyk en daar loop al oor die 2000 van hierdie planters huidiglik in Suid-Amerika. Wat 2000? Oor die 2000. Hulle het in hulle eerste seisoen wat hulle hom bekend gestel het hulle 60 planters met 60 Vent trekkers verkoop as kombinasies en van daar af het dit net gegroei en gegroei. Liewe ouers. Maar dit is soos ek gesê het. Planters in hierdie land. Ek weet nie eers nie. Ja. Nee. Nou, maar okay, jy sê tandplanter, maar waar's die tand? So jy het die opsie waar jy jou kunsmis neersit van voor af. Natuurlik is dit nog steeds 'n vorentoe vou planter. Ons wil 'n nou vervoerwyte hê, so hy vou ook vorentoe op. Ons het onder 'n 4 meter Dan kan daarom deur die vervoerwyte. hek gaan. Jy hoef nie jou hekke weier te maak vir die planter nie. Hy sal deurgaan as jou trekker kan deurgaan. Ja. So hy spoor lekker agterom. Dan sal jy sien hy het voor het hy nog steeds sy vol balk soos meeste planters het, maar daar's geen ryeenhede op sy balk vas nie. So hy het 'n lekker oom balk daar. Wonder nou hierso, wat gaan hier aan? Ja, en sy wiele is ook rigid gemount, so hy het geen hidrolies op die wiele nie. Die voordeel is jou gewig van jou saad en jou kunsmis, hoef jy nie die hele raam op te tel en te sak en daai gewig te dra nie. So Nee, die wat- wiele wat- dra wat- bly die wat- gewig dra. Nee. Jy's nou besig met hoërgraad wiskunde hierso, nê? Ek moet 'n ding sien. Ek dink dis 'n prentjie mens, maar anders jy by die vet kry Ons moet uithaal en my hom mooi vertel, teken nê? vir jou, ja. Okay, right. Kom ons kom met hier omdat jy met die besigheid. Okay, so ons dra op die wiele, nê? Ja. Ons het nou vir raam hierso, nê? Groot raam. Ons het versterkings daar. Ek neem aan as ek hom nou wil opvou, dan hak ek hom net uit of dit is sy eie meganisme. Nee, wat lekker is, hy werk, dis 'n load sensing stelsel op die planter. So jy het minimaal, jy het jou load sensing hidroliese pype wat ingaan en ons het net 2 SCV's nodig op die trekker. So jy het nie 'n magte om pype om mee te stoei nie. Alles werk van die load sensing af en dan het hy ook Isobus connectivity saam met die 2020 stelsel. Ja. So die oopvou op die planter is so maklik soos druk een knoppie en die hele planter vou vir jou oop en dan druk jy 'n ander knoppie en die hele planter vou vir jou weer Maar toe. hoe ek gaan ons nou vassteek hierso? Dit Ja. het by beerings kry Nee, hierso, dit is waar die slim wiskunde inkom. So nee, wag, ek moet jy moet verstaan hierso. Daai ding en daai ding gaan ons nou vassteek, Ja. né? Maar daar waar hy daarvoor vas is net bo dit is hy teleskopies. Ja. So dat jy dropbaar om te plant is die planter dan nader aan jou Ja. en dan hierdie hele meganisme hierso binne inskuif uit. So jou hele dropbaar word langer om daai vlerk plek te maak vir daai vlerk om hier in op te vou, ja. Okay, right. So hy rek. As hy langer is, word hy nouer, as jy hom breër het, is hy bietjie korter.
Okay, nee. Nou, nee, maak alles 100% sin. Ja, Okay. het jy die prentjie nou Ek is nou geteken? met jou, nee. Natuurlik 'n kunsmis uitmeter hiervoor. Wat die gewig wat ons van gepraat het, 3 seksies, so elke uitmeter is 'n seksie. So hy gee vir jou na 3 Wie seksies wat toe. like ek, nee. Ek kan by die ding uitkom. Ja. Hy sien daar in sy onder en dat ek sukkel hier en dit is 'n wat ook al nie. So hy's baie toeganklik. Jou airbox hier wat die lug vir ons verdeel, dis waar jou kunsmis uitmeters gaan. Hy het 2 van hierdie, so 2 pype wat na elke ry toe gaan. Ja. As ons nog verder gaan, kan jy dan jou roller oopmaak. So dis ook nie 'n reguit roller wat vir jou gaan puls nie. Hy het twee van hierdie vingertjies op elke uitmeter, so 4 wat na 'n ry toe gaan basies. Yes. So dit raak nou nogal lekker. En dan bo dit die grootste party trick, as hy vol kunsmis is, het jy hierdie plaat en as jy iets hier moet skoonmaak, trek jy die plaat uit en hy blok vir jou die kunsmis van bo af, maak hy vir jou toe. Baie So dan kan jy hier oopmaak sonder skoonmaak. ja, Jy weet wat sonder om gebeur hom is eers leeg baie te keer maak. nee, die goed trek vog op 'n simpel manier. Jy het 'n slegte batch irium gekry Ja. of wat ook al. Ek hoop julle gee vir ons nog slegte batches irium hierdie Ja. jaar net vir wat is vir die goed Hierdie betaal. hierdie trek vog Yes. soos Nampo hierdie jaar getrek het. Net soos jy daar sê, nee. En okay, daar het ek my hidroliese pompe wat hom basically aantrek, so Ja. ek neem aan lekker maklik, eenvoudig. Elkeen sy eie variable rate en dan natuurlik as jy dit wil netjies hou, net 'n klein ekstra wat hulle by het hy sy seiltjie om hom mooi toe te maak. O, dan het ek hom net mooi toe. Ja, en- dit is nou vir as die Chinese hier rondloop en kom foto's neem, maar maak ek die gordyn toe dat hulle nie ons idee steel nie. Ja, want ons het dalk een van die dae 'n kongvang momentum. Ja. Nee. Ja. Okay, right, so al die goed daar hardloop binne hier af. Alles- Central seating. Central seating, so momentum gaan altyd central seating wees en dan het jy die opsies vir kunsmis by en dan het hy ook saam met hierdie frisbalk het jy ook jou gewigsverspreiding wat outomaties is. So hy kry load cells op jou buitekantste Ja. wiele en dan het hy hidroliese druk wat hy in hierdie vlerke afdruk. So daai gewig wat in die middel is wat hy daar dra, druk hy af in die vlerke en hy versprei tussen die 6 wiele wat op die planter is, jou gewig vir jou presies egalig. So hy help jou basically, ek hoor wat jy sê. Dis nie net dat hy hierdie wiel help daai wiele actually dra. Ja, dis nie dat jy in die middel sulke diep spore gaan trap en hierdie wielietjie het niks gewig op nie. En dan nog 'n voordeel omdat die wiel heel op die buitekant sit, minder kompaksie op jou lande, so as jy hier 'n ry afplant en jy draai om, loop hierdie wiel weer in dieselfde ry op. So hy's nie tussen die karretjies nie, hy's heel op die buitekant. Met jou. Okay, right. Dan is ons nou by die gewone algemene goed. Ja. Ons het 'n counter en dan Snijcounter. soos jy sê of 'n tand of 'n double disc. Dubbel disk op die ander helfte van die planter sal ons die tand sien. Yes. Dit kom albei saam met hom. Row cleaner standaard, Delta Force standaard, V-set V-drive, mini hoppers is standaard. Hier is die standaard toetrap wielietjies met die vingers op. So dit is die standaard opsie wat bykom met jou trailing gauge wiele. Maar dit is alles redelik maklik. Dit het enige ou amper op sy planter. So Ja. wat as ons niks meer hier kan verbeter nie. Die saad is op die beste wat jy kan doen. Dis wat ons nou gegaan het en sê ons okay, maar kom ons verander die hele raam. Kom ons maak 'n nuwe konsep. Right, En dan dit is waar ons by die virtual contouring toolbar soos Dit ons moet jy nou noem, vir my gekom. verduidelik, nee, want ek het 'n bietjie 'n wyeer view kry van hierdie Ja. storie, nee. Dan kan jy nou daar mooi gaan staan en vir my verduidelik hoe Ja. werk 'n virtual wat? Virtual contouring toolbar. Virtual contouring So toolbar. basies dit lyk na 'n massiewe wye planter hierdie. Ja. Maar in hierdie 16 ry setup is dit basies dis 'n 6 ry, 'n 4 ry en 'n 6 ry plantertjie. Wat ek daarmee bedoel is ons het die losbalk voor. Hy het 2 arms wat nog 'n balk vashou wat elkeen 6 karretjies, 4 karretjies en 6 karretjies dra. Dan het ons angle sensors en baie slim wiskunde en soos jy dan deur die land ry, kan daai planter fisies al tel daai vlerk op dat jy as daai wiel byvoorbeeld op 'n wal loop, kan die wiel optel maar jou planterbalk kan draai. Ja. So hy kan daai planterkarretjies vir jou afdruk, optel. Dit gee vir ons so ons travel op elke ry-eenheid is omtrent 1.6 meter van heel bo tot heel onder. So hy kan jigga enige kant toe in Hy die kan middel, op, daai kan af, wat ook hy al. kan links, regs, hy kan hierdie karretjies soos 'n S, soos 'n slang laat loop hier agter hom, ja. So dit is geen baie ongelyk cool. grond is te veel gevra vir hom nie. En dan so as jy nou regtig met die kontoure en die goeters plant, nê, dan is dit nou die ding waarna jy moet kyk as jy wil seker maak dat jy altyd die saad in die grond kry. Ja. Ek meen die karretjies het gif, maar daar is tog situasies waar die ding net nie lekker
Ja, en veral as jy na die wyte, die grootte planter toe gaan, soos ek sê, as die wiel op 'n wal of oor 'n kontour gaan, jy wil nie al hierdie plantereenhede optel uit die grond uit nie. Of as hy so loop en die grond is ongelyk, dan wil jy nie hulle moet hier in die lug hang nie. Ja, want hierso as ek nou hier is, nee, ek hoop nou nie die son is te erg in julle pad nie, nê. Maar daar kan jy sien, daarso is die gap wat jy nie van agteraf kan sien nie. So daar's jou 4 en hierso is jou 6. Ja. En dan wat hy dan doen is hy kan dit doen. As ek reg as ek dit sê, hy kan dit doen. Ja, so hy die 2 silinders op elkeen met daai arms wat jou balk vashou. So jou balk is nie rigid gemonteer aan jou raam nie. So maak nie saak hoe jou raam loop, hoe hy die grond volg nie. Jou planterkarretjies is altyd onafhanklik van hulle. En hulle kan nou op en af. Jy hoef ook nie meer stoppers om jou silinders te sit om hulle te stop nie. Daai klomp spysers wat altyd hier sit, jy het nie dit meer nodig nie. Jy kan hom nou elektronies van die cab af laer en hoër sit jou planterbalk agter basies. So daai klomp by Duits by Vent kan dan bly wees, hulle is Duits nê, nee, hulle kan wiskunde. Hulle verstaan die wiskunde. En dan natuurlik het jy die voordeel nou met dit, jou wiele is voor en jy het jou saad en jou kunsmis is baie naby aan mekaar. En hulle is op dieselfde virtual contouring toolbar, hulle is op hierdie selfde balk gekoppel. So as jou saad moet opgaan, dan gaan jou kunsmis saam en jou saad gaan weer saam. So hulle bly redelik egalig met mekaar. Baie cool. Grootes, wat se grootes kry ek op? So die eerste generasie wat ons nou gaan inkry is 'n 16 ry 76, 16 ry 91 en 'n 24 ry 76. Ja. Later bygevoeg sal natuurlik die 12 ry ook in al twee rywytes wees en dan natuurlik sal ons bietjie groter ook gaan. En dan 'n voordeel is dat die rywytes kan skuif, so die planters kan ons ook tot so nou as 45 cm rye maak. So as jy momentum soek, daarso. Hier is hy nou. Uitstekend. Dankie baie. 1000 dankies. Right, so. Daai was heel interessant. Ai, kom ons draai, nê? So van 'n dieselros af, nê, 'n old school trekker. Al die pad tot waar hulle vandag is, nê. Met baie slim planne in terme van hoe 'n balk jou grond volg, nê. As jy by Nampo is, kom maak hier by Vente draai en chat 'n bietjie met hulle. Is nogal baie interessant. Dis hier van Farm Space af. Tot volgende keer. Groete.